In die wêreld waarin ons leef, is dit maklik om selfgesentreerd te wees, want ons word aangespoor om dit te doen. Jou identiteit is belangrik, jou behoeftes is belangrik, jou begeertes is belangrik. Om jou eie wil te volg is wat die wêreld ons leer. Om jou eie drome voor ander mense op te stel is wat die wêreld ons leer. Maar Jesus kom met 'n radikale ander uitnodiging. Verloon jouself. Nie omdat jy minder werd is as die ou langs jou nie, maar omdat daar groter waarde lê in diensbaarheid as in selfgesentreerdheid. Dis nie maklik nie. Ek meen, kinders hoef nie geleer te word om selfsugtig te wees of om hulle eie ek te probeer afdwing nie. Dit kom van self en dit is die mense natuur, maar is daai natuur wat ons veronderstel is om neer te lê. Want Christus roep ons om op 'n ander manier te leef. Nie my wil nie, Here, maar U wil. Nie ek eerste nie, Here, maar U eerste en dan die mense om my. Matteus 16 vers 24 sê vir ons: Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Jesus se lewe was nie een van gemak nie. Dit was nie een van fancy karre of grand skoene of iemand wat alles vir hom gedoen het soos wat baie van ons predikers vandag doen nie. Maar een van oorgawe. Sy kos was nie om in die wêreld se oë sukses te hê en al daai goed nie, dit was om die wil van God te doen en om te gee eerder as om te ontvang. Johannes 4 vers 34 leer ons, Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Wanneer jy jou fokus verskuif van wat jy kan kry na wat jy kan gee, ontdek jy 'n ander soort vervulling. Een wat nie honger bly nie. Jy begin leef met 'n hemelse rigting. Jy word meer soos Jesus. Minder besig met jouself, met jou eie dinge en wat vir jou belangrik is, maar meer bewus van hoe God jou kan gebruik en wil gebruik en wat jy vir ander kan doen. Psalm 37 vers 5 sê: Wentel jou weg op die Here en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Ware selfvervulling kom wanneer ons kies om onsself te verloon en om Christus eerste te stel. Nie omdat ons onbelangrik is nie, maar omdat ons storie eers regtig gaan sin maak as ons 'n lewe vir God leef. En soos wat ek gesê het, die wêreld redeneer anders. Die wêreld draai om jou identiteit, jou behoeftes, jou begeertes en dit wat jy kan uit ander mense uitkry. En Jesus sê, nee, kyk eers wat kan jy vir my doen en wat kan jy vir ander mense gee, dan kyk jy na jouself. En as jy bereid is om daai verandering te maak, gaan jou hele lewe verander en God gaan werklik deur jou kan werk. Hemelse Vader, help ons om elke dag minder op onsself te fokus en meer op U. Vader, help ons om U wil te doen, al vra dit partykeer opoffering. Help ons om U te soek in elke besluit en om werklik U deel te maak van ons dag tot dag bestaan. In Jesus se naam, amen.